Ons sê baie dankie vir die aanbiddingsspan vir die openingslied vanoggend. Goeiemôre almal en welkom by Alberton Lewenssentrum. Is baie lekker om elkeen van u vanoggend te sien. Ons het hierdie week tyding gekry van Engela Du Plessis se suster wat oorlede is en ons wil ook net simpatiseer met haar en familie in hierdie tyd. Ons weet die Here is saam met hulle. Kom ons open hierdie diens met gebed. Here, ons wil vir u dankie sê dat ons vandag hier bymekaar kan kom en kan weet, Here, u is God, u is koning. Alle eer, alle lof gaan aan u, Here. Ons as u kinders wil u naam groot maak. Ons kan nie genoeg uitgepraat raak oor die grootheid van ons God. Dankie, Here, dat ons kan weet vandag dat u saam met ons is, altyd en vir ewig, en dat ons 'n verbond met u gesluit het. Ons gee vir u al die eer en al die lof in hierdie diens in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, elkeen van julle het 'n bulletin by die deur gekry. Al die belangrike datums en goedjies is daar binne. Maak seker jy kyk daarna dat jy nie iets mis nie. Twee goedjies wat ek net onder ons aandag vanoggend wil bring is ons klein groep leier byeenkoms vanmiddag 5:00 in die teesaal en dan die doop van die gelowiges 30 Augustus. Kan net vir ons by die inligtingstoonbank na afloop van die diens registreer. Ons sal dit ongelooflik baie waardeer. Dan vanoggend is dit 'n groot voorreg om kinders aan die Here toe te wy en ek wil vir die ouerpare vra om hier voor te kom staan asseblief. Op so 'n mooi geleentheid is dit altyd vir ons as 'n gemeente so 'n groot feesviering om te kan sien as ouers by hierdie punt in hulle lewe gekom het na hulle die kursus bygewoon het, om te besef die belangrikheid wat daar is om jou kind aan die Here toe te wy. Vandag ouers, begin julle kind se storie, 'n storie wat deur God geskryf word tot God se verheerliking oor elkeen van julle se kindjie. En ons as gemeente en julle familie en vriende wat hier is, kom vier hierdie mooi dag saam met julle. Iets wonderliks wat gebeur het, 'n geskenk van God. Die Here Jesus sê, bring die kindertjies na my toe, verhinder hulle nie, want dan sukkels behoort die koninkryk van God. Hoeveel te meer sien ons nie die liefde van God en die onskuld, die skoonheid, die reinheid, wanneer ons so in 'n kind se oë kyk. En wat 'n groot voorreg is dit vir julle as ouers om hierdie dag dan ook te kan beleef. Ons herders, voltydse herders gaan nou vir hierdie ouerpare elke kindjie bid en die Here opdra. En ek wil vra ouerpare, sal julle vir my omdraai na die gehoor toe asseblief. En direk daarna gaan ek dan die kindertjies in 'n gesamentlike gebed ook opdra aan die Here. Here, dankie dat ons as 'n gemeente vandag die geleentheid het om vir Philip, Martin, Els, Amarie Olivier, Ruben Dubison na u toe te bring. Dankie Here dat hulle lewensstorie vanoggend begin. Hulle plan wat u vir hulle lewe het is voor hulle uitgelê. En ouers kom en sê, Here, dankie vir hierdie wonderlike geskenkie. Dankie vir die gesondheid in my kind se lewe. Dankie dat ek hier kan staan as 'n ouerpaar en kan sê God leef en God is in beheer van my kind se lewe. Daar net 'n egtheid uit elke ouerpaar uitkom. Die liefde wat weerspieël van God na ons toe, net so uitgestraal word na hierdie kindertjies. Here, mag hierdie kinders net vreugde en geluk in hulle dae hê. En mag u, Here, al die eer en al die lof kry in hierdie stories van hulle lewe tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ek wil vra, kom ons kyk na die skerms, na die foto's van die kinders, terwyl ons vir hierdie ouerpare 'n wonderlike liedjie sing. 'n kind se eerste skree is die mooiste klank gegee, 'n teken dat haar lewe is 'n wonder van U. Wie van ons is waardig om so 'n wonderwerk te aanskou, die wonderwerk van lewe
grootste geskenk, 'n eie kind om lief te hê. Dit laat ons so klein voel, verwonderd oor die krag, 'n wonderwerk uit die hand, 'n wonderwerk uit die hand. Kom ons gee 'n lekker hande klap vir gelukwensing. Baie dankie ouer pare, julle kan julle sitplekke inneem en ek gee oor vir Sanet. Nou, ons gaan vanoggend begin met 'n baie bekende Psalm, Psalm 100, en ek wil hom graag vir julle lees. Dit begin met 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap en kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is en hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom en prys sy naam. Want die Here is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Nou ek en jy het vanoggend 'n keuse. Ons kan sê ons wil vanoggend sy poorte binne gaan met lofliedere en ons wil hom kom groot maak omdat hy getrou is van geslag tot geslag. Of ons kan sê ek gaan vanoggend wegkruip in 'n groot groep mense. Maar weet jy wat se vrymaking is dit om vanoggend te kom en te sê, Here, ek wil voor U kom met gejubel. En ek wil jou uitnooi, kom ons staan op vanoggend en ons sê, ons gaan vanoggend voor ons koning juig en sy poorte binne gaan met lofliedere. So kom staan asseblief saam met ons. Juig al wat leef jy voor die Heer, die God met blydskap gee om eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom
kruis van sy bloed. Vir almal mag God die belofte nog doen. Die grootste betreder wat waarlik geloof, word dadelik deur Jesus vergifnis beloof. Prys die Here aan die aarde vertel, prys die Here aan die mens tot wel jy hoor, kom daar die Vader deur Jesus te sien. Gee hom die Here, hy het wonders gedoen. Gee hom die Here, hy het wonders gedoen. En ek en jy kan vanoggend vir hom kom sê, ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. Ek het u lief, met alles in my. Ek buig voor u, met alles in my hele lewe is al u verby. Ek wil u dien, met alles in my. Dis nie net die woorde of uitgewoonte. Dis nie net 'n gevoel, maar eerlik wat ek bedoel. Ek wil net vir u toegewy aan u leer. Elke woord wat ek sê, uit my hart uit bedoel. Ek het u lief, met alles in my. Ek buig voor u, met alles in my. My hele lewe is aan u gewy. Ek wil u dien, met alles in my. Kom ons sluit ons oë. Ek kan nie anders as om te dink aan Johannes 21 waar Jesus vir Petrus vra nie, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, Here, u weet alles, u ken die waarheid. U weet dat ek u lief het. En Jesus vra hom 'n tweede keer, Petrus, het jy my werklik lief? En ek dink iets van dit is besig om nou hier te gebeur vanoggend in hierdie diens. Ons kan maklik die woorde sing, ek het u lief. Maar die Gees van die Here staan by jou stil en vra vir jou, het jy my werklik lief? Is dit nie net 'n godsdiens nie, is dit nie net 'n ritueel nie? Staan jy hier met jou hele hart en jy sê, Here, u weet die waarheid, u weet alles van my. U weet dat ek u lief het. En wat Petrus in Johannes 21 sê, in werklikheid as jy die Grieks kyk, is, Here, u weet, ek het u nie volmaak lief nie, maar Here, u weet, ek probeer. En dalk moet jy eerlik genoeg wees en sê, Here, u weet, ek het u nog nie volmaak lief nie, maar Here, u weet, ek probeer. En Jesus los nie vir Petrus nie, hy sê, Petrus, ek en jy saam, kom ons gaan laat die skape wy. Ek en jy saam, ek het vir jou plan, ek het vir jou doel. Jou poging is goed genoeg. Ek weet dat jy probeer om my lief te hê. En vanoggend sê die Here vir jou dieselfde. Hy sê, ek weet, as jy uit jou hart uit probeer om my lief te hê, is dit goed genoeg. Ons sal aanhou saamwerk, ons sal aanhou groei. Hemelse Vader, dankie daarvoor dat U die waarheid van my weet. Al doen ek wat om baie keer die waarheid weg te steek, al dra ek wat se blare, al doen ek wat voor mense, al gee ek hoe voor, U weet die waarheid.
En U weet dat in my diepste wese het ek U lief. U weet, is 'n gesukkel in die moderne tyd. U weet, is 'n gesukkel deur 'n week van werk en jaag en stres en alles wat moet gebeur, maar in my diepste hart weet U, ek het U lief. Dankie daarvoor, Here. Mag hierdie diens net tot seën wees, Here. Mag hierdie diens my hart optel. Here, mag ek groei in my ware liefde vir U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe gemeente, jy kan gerus sit. Ons sê dankie vir Sanet hulle, vir hierdie aanbiddingsgedeelte ook, en van my kant af welkom, almal wat ook stream, daar van Belito af, van al die plekke. Laasweek was ons aanddienste streaming so 'n paar uur laat, weens net 'n hold-up op die sites en sulke goed. En die e-posse wat deurkom, waar is die diens? Ons soek ons diens. Hoekom vat julle so lank met 'n diens? So, almal wat stream, die diens is daar. Okay, hy is daar. So, dis nog vir ons exciting om te kyk op die, wat noem ons, die tegniese wêreld, die internet media wêreld, wat aan die gang is om te gebeur met Lewensentrum se dienste. Oral waar ons gaan en waar dinge gebeur, sien ons net die terugvoer dat hierdie medium is besig om verskriklik te groei. En ek het vir julle goeie nuus, wat met hierdie medium gebeur is, ons het 'n WhatsApp site wat ons nou al so 2 weke lank hardloop, wat vir jou elke oggend oordenking gaan gee, elke oggend geestelike oefeninge gaan gee, elke week die dienste live streaming op jou mobile phone, op jou app of enige plek waar jy is fisies, solank as wat jy internet sein het, gaan jy alles kan beleef van die gemeente. En wat ons uit hom uit gaan doen is, hy gaan 'n vertakking hê na al ons gemeentes reg oor die land toe. So, ons is besig om 'n app te create, wel hy's klaar gecreate, ons hardloop nou net die toetsloopie met hom, en ons sal 'n goeie launch en alles hê. So wat dit gaan doen is, waar jy is, op vakansie, enige plek is, jy letterlik net jou foon, jy kry 'n notification, jy sit jou foon aan, jy kyk na dit, alles gaan beskikbaar wees op die tegnologie. So, ons is excited daaroor. Ons het nou so 80,000 mense wat elke dag op Facebook die oordenkings en die goeders doen, en is bietjie PT, die Facebookblad, so hierdie gaan nog makliker wees. So ons is opgewonde oor die tegnologie. Ek bly sien niks nie wat opgewonde is daaroor. Okay. 'n manipuleerder, ek vra om verskoning, ek's 'n manipuleerder. Okay. Right, kom ons begin ons nuwe reeks. Die nuwe reeks wat ons hanteer is God as tuinier. En ek dink hierdie reeks gaan iets doen, kom ek gee hierdie woorde, dit gaan 'n gebed losmaak in jou wat sê, Here, word die groot tuinier van my lewe. En ek het hom so 'n maand terug het ek begin werk aan hierdie reeks, en ek kan eerlik vir jou sê, die laaste maand, ek dink ons almal weet, is nou Augustus, so bome word gesnoei en kunsmis word ingewerk, en die tuine word stink gemaak. Dis mos lekker. Gister was ek by 'n plek, het stink, so jy kan nie daar loop nie. Maar in elk geval, daar word kunsmis ingesit en al die goed, want Augustus maand is net voor die reën kom, en ons almal raak bewus van lente, en goed moet weer groei, en goed moet gebeur. Toe dink ek, kom ons dink net bietjie aan God as die tuinier. En toe ek eerlik daaraan begin werk, toe skrik ek. En ek wil 'n stelling maak, dat ek dink God as tuinier is seker die grootste beskrywing van God se karakter, naas God ons Vader. Jesus was mal oor te praat oor God as sy Vader, maar Jesus se tweede grootste beskrywing van God was, God as tuinier. En toe ek daaraan begin dink, ek bedoel, die hele Bybel begin vir my iets oopgaan van, wow, ek het nog nooit so daaraan gedink hê. En hoe meer ek aan die skrifte werk, goed, kom ek net agter, Andries, dis 'n gebed wat jy nooit gebid het in jou lewe nie. Here, word die groot tuinier van my hart, van my lewe. En hoe meer ek dit bid die laaste tyd, hoe meer delikaat kom werke in my hart, kom werke in my binneste, en is ek uitgedaag om net te bid meer, Here, word die tuinier in my lewe. Maar kom ek vat jou. Genesis sien ons God heel eerst in die karakter van God as skepper. En ek dink ons almal, is maklik, Genesis 1, God het die hemel en die aarde geskape, so hy is hierdie skepper. Maar in sy skepping, die eerste karakter wat hy vir homself trek is, God as tuinier. Hy gaan skep die tuin van Eden.
En van daai dag af sien ons dat God is lief daarvoor om te sê, ek is besig met Israel, soos hierdie tuin, soos hierdie boom, soos hierdie plantasie of hierdie woud waarmee hy besig is, om 'n tuin te vorm. Nou, kom ons gaan lees net, Genesis 2 vers 8. Nadat hy die mens geskape het, sê hy, daarna het die Here God 'n tuin in Eden, in die ooste geplant. Hy het die mens wat hy geskaap het daarin laat woon. Die Here God het ook verskillende soorte bome uit die grond laat opkom. Dit was mooi bome en heerlike vrugte. Die boom van die lewe het hy in die middel van die tuin geplant, en ook die boom van kennis wat reg en verkeerd is. 'n Rivier wat in Eden ontspring het water aan die tuin gebring en daar in 4 strome verdeel. Nou, jy moet 'n prentjie kry van God wat hierdie mooi tuin maak, né? En daar's besproeiing, besprinkeling, irrigation, 'n rivier spring uit, hy deel hom in 4, al hierdie bome, al hierdie vrugte, al hierdie plante, so, ek dink jy moet net in jou verbeelding sien, God geniet tuinwerk. God geniet dit as goed uit die grond het kom, God geniet dit as dit blare, vrugte, al hierdie goed dra. En dan iets wat baie interessant is, ons is geskaap in die beeld en die gelykenis van God. So daar's iets in my en jou wat hou van, kan ek sê, tuinwerk, veral as jou vrou gras sny, ek bedoel, is 'n mooi prentjie, né? Dit bring vreugde in jou hart, né? Ons het iets in ons hou van tuin, iets in ons hou van groei, iets in ons hou daarvan as die goed groen word en goed werk. Maar kom ons gaan bietjie geestelik. Ek en jy is mede tuiniers van God met ons lewens. Ek het 'n oulike storie van 'n monk gelees wat in 'n mooi tuin staan en die tuin is perfek en alles is groei mooi en 'n jong ouetjie loop verby hom en sê vir die monk, "Wow, baie geluk, baie mooi tuin wat jy en God hier gevestig het." En hy vra vir hom klomp vrae, baie werk, baie tyd, al hierdie goed, en hy sê vir die monk, "Hoorie, ek hoor jy is bietjie arrogant. Jy dink jy het hierdie tuin so mooi gemaak. Ek wil net vir jou sê, dis God, hoor. God laat alles groei." En die monk chirp hom terug en sê, "Jy moes hierdie tuin gesien het toe net God in beheer was van hierdie tuin." Jy weet, ons almal weer daar kom onkruid, né? Ons almal weer daar kom dorings en dussels. Ons almal weer daar gebeur goed in die skepping, in die alledagse lewe, en hoor mooi, God soek medewerkers om die tuine mooi te maak. En hier is die geheim. Jou lewe is een groot, mooi tuin. Maar God het jou ook 'n tuinier gemaak. En daar's sekere onkruid wat jy self kan uittrek. Hoor mooi. God gaan nie vir alle onkruid gebruik. Daar's sekere bossies wat jy maar self kan uittrek. Dis alraai, die Here het jou die krag gegee. Daar's sekere versoekings waarvoor jy kan nee sê. Daar's sekere beginsels, dissiplines, daar's sekere kunsmis in water, daar's sekere oefeninge wat jy self moet doen. Nou, hier's 'n groot mindshift, want weet as ons sê, God is die groot tuinier, dink ons sit, voetjies in die lug, drink 'n Coke en kyk vir die tuin wat groei en sê, kom tuinier, laat jy werk. En God sê, jy's die mede-tuinier. So van Eden af, van die begin van die skepping af, gee God vir Adam en Eva verantwoordelikheid en sê, hou die tuin skoon, hou hom mooi, laat dit groei, snoei, gee name vir die diere, al hierdie goed. Julle is medewerkers in hierdie tuin. Nou, kom ek gaan net een tree verder vir jou vinnig. Hoekom is die beeld van tuinier so belangrik? Want reg deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, word jou lewe oor en oor vergelyk met 'n tuin. En min goed gaan jou so openbarings gee van die karakter van God, die karakter van jouself. Min goed gaan jou so verduidelik wat gaan in jou hart aan. En kom ek sê hierdie woorde, ons almal soek antwoorde op die hoekom vraag. Hoekom het dit gebeur? Hoekom het dat gebeur? Hoekom gaan dit nou aan in my lewe? Hoekom werk die lewe so? Hoekom? Hoor mooi. Die storie van die tuinier gaan baie keer vir jou antwoord gee. Want die storie van die tuinier sê, wat jy saai, sal jy maai. En baie keer is wat in jou lewe aan die gang is, net 'n effek van saadjies, wat iewers in jou hart geval het. Is goed wat jy op TV gekyk het, gesprekke waarna jy geluister het, goed wat jy lees in die Koran, wat ook al, dissiplines wat jy doen of nie doen nie, habits wat jy aangeleer het of nie aangeleer het nie, en jou lewe, as jy dit letterlik gaan vat en sê, okay Here, hier is my lewe, kom ek sit dit in die tuin, en ek kyk wat groei in my lewe, kom ons kyk wat se gewoontes is in my lewe, kom ons kyk wat se vrug is in my lewe, kom ons kyk na alles, dan gaan die tuin vir jou 'n perfekte verduideliking wees van, hoekom is jy waar jy is?
En hoekom leef jy soos wat jy leef? En hoekom doen jy wat jy doen? Alles is in die tuin weggesteek. Dink aan die gelykenis van die saaier, né? Jesus gebruik saad en jou hart, en hy sê die saad val in jou hart, en daar's onkruid, en daar's vlak grond, en daar's besige grond. Ek bedoel, 'n perfekte verduideliking van wat aangaan in jou lewe. En so kan ek vir jou voorbeeld opvoer. Paulus sê, julle is die saailand van God. Ek het kom saai, en Apollos het kom saai, maar God bring groei, en jy moet pas op wat jy saai in jou hart. Ek bedoel, almal gebruik hierdie beeldspraak. So, as ek en jy regtig stil word, en maar dit gaan oefening vat, maar as ek en jy regtig stil word, en sê, Here, wat gaan aan in my lewe? Here, hoe lyk my tuin? Wat sien ander mense? Is dit 'n uitgesorteerde tuin, of is dit 'n mekaar tuin? Wat sien ander mense? Geniet hulle die vrug? Sê hulle, wow oor my lewe, of sê hulle, maar net nog 'n tuin, maar net nog gaals, maar net nog droog, maar net nog, ja, is maar net nog plante, of is dit besonders? Is daar 'n kunstige hand besig om my tuin, my hart te ontwerp? Ek dink ons almal het al die verskil gesien tussen perskebome en perskebome. Nou, nie dink ek's mal nie, hoor net. Ek het perskebome op die plaas en by my huis en bla bla bla. En hulle lyk nie soos die perskebome wat as ek op die pad ry, kom ons sê Rustenburg toe of iewers of Britse of een van daai plekke, dan sien jy ander perskebome. Hulle is so hoog gesny, perfekte takkies, die vrugte groei amper in die bakkie wat klaar net gepluk moet word, né? Jy het al agtergekom. Ek bedoel, ek kom by party perskes nie uit nie, is te hoog, dis te ver, is te skeef, is te bla bla bla. Maar hierdie ouens het 'n kunstige hand wat hierdie goed perfek sny. Het jy druiwepreule al gesien? Waar in die Kaap? Hulle loop so, jy loop langs en jy pluk die druiwe. Het jy my druiwepreule gesien? Jy kom hier daar by nie, dit drup op jou, dit mors op die stoep, almal is kwaad vir my, niemand is lief vir my nie. Okay? Want ek het nie 'n kunstige hand om te sny nie. Hoor mooi. Hoe lyk jou lewe? Is daar 'n kunstige tuinier besig om te werk in jou lewe? Of lyk jou lewe maar net chaos? Net een gejaag, een malle plan, okay? Niemand weet waar gaan dit uitkom, jy het groei in alle rigtings, jy skiet in alle rigtings, jy hoop iets tref, jy hoop iets werk, of het jy 'n kunstige tuinier, wat met liefde snoei, wat met 'n plan werk, wat jou lewe iewers heen wil vat, wat 'n doel wil bereik, of is dit net 'n malle gegroei? Kom ek vat jy Johannes 15, een van Jesus se woorde oor die tuinier, hoor net hoe mooi sê het, hy sê, ek is die ware druiwestok, en my Vader die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n loot kan nie uit sy eie vrug dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok. Julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan julle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Nou al hierdie woorde, ons gaan eendag net oor hierdie skrif praat, maar al hierdie woorde sê vir jou een ding. Hier's al die hoekom vra. Hoekom dra ek nie vrug nie? Want ek bly nie aan hom verbonde nie. Hoekom is al baie keer seer in my lewe? Want ek word reggesnoei. Hoekom werk alles nie altyd uit nie? Want jy probeer in jou eie krag doen. Jy kan die moeilikste vrae van die lewe vir die tuinier gaan vra. Hoekom werk goed nie? Hoekom het ek nie hierdie vrede nie? Hoekom is daar 'n gejaag in my binneste? Hoekom probeer ek vrug produce, maar daar kom niks uit nie? Hy antwoord dit. En hy sê, want jy's nie in my nie, jy's nie verbonde nie, jy word nie stil in my nie, jy connect nie met my nie, jy groei nie. Al die moeilike vrae sê Jesus, kom uit, God is die tuinier, ek is die druiwestok en julle is die lote, en kom ek gee vir julle antwoorde oor die lewe. Nou, ek wil nie oor hom praat vandag, ek wil net vat oor, kom ons sê, 'n honger, 'n aptyt om te begin bid. Here, word 'n tuinier in my hart. En kom snoei, kom skryf, kom werk. En ons gaan vir nog 3 weke net hieroor praat, en ek hoop jy bly deel van die reeks van, ek wil hê die tuinier moet my lewe kom uitsorteer. Hy moet goed kom regsny, hy moet my kom fix, hy moet kunsmis, hy moet goed kom doen in my lewe. Kom ek vat jou nou een van die lekkerste, as ek daai woord kan sê, moeilikste illustrasies van die tuinier in die Bybel. En dit gebeur in Jerusalem of Israel. Nou ek was bevoorreg om nou weer vir 'n week en 'n half in Jerusalem te wees. Iemand het
ons gesponsor en ek het alleen daar gaan bly in die ou stad. En een van my trips was van Betanië af, Betanië was die huis van Lazarus hulle, om van Betanië af te stap, tuin van Getsemane, Olyfberg toe, daar waar Jesus die nagte deurgebring het, en van Betanië af, Olyfberg in Jerusalem en terug, heen en weer te stap, die paadjie wat Jesus omtrent elke dag van die laaste week van sy lewe gestap het. Nou op hierdie pad, sê die skrif, loop Jesus 'n vyeboom raak. En hy's honger, dis vroegoggend, hy het nog nie ontbyt gehad nie. En hy soek vye. Kom ek gaan lees vir jou, Markus 11:12. Hy sê, toe hulle die volgende dag uit Betanië vertrek, het Jesus honger geword. Toe hy in die verte 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan om te kyk of hy enige vye daaraan sou kry. Maar toe hy by die vyeboom kom, kry hy niks meer as blare nie. Omdat dit nog vroeg in die seisoen, te vroeg in die seisoen vir vye was. Hy sê toe vir die boom, mag niemand ooit weer 'n vrug van jou eet nie. Sy disippels het gehoor wat hy gesê het. Nou, net vir interessantheid, almal weet die volgende dag toe hulle weer terugkom, toe is hierdie vyeboom droog. En Petrus is so half, Here, hoekom het jy dit gedoen? Hier is die vy droog. Ek bedoel, dit was te vroeg in die seisoen. Hy hoef nog nie vrug te dra nie. Hoekom? En Jesus verduidelik nie rarig hoekom hy dit gedoen het nie. Hy sê net, ons Vader word verheerlik, jy moet vrug dra, vrug is dit. Maar hoor gou mooi, en dan praat hy met Petrus oor geloof. Hy sê vir hom wat glo, sal hy vir hierdie berg sê, gaan werp in die see en al daai klas van goed. So, hy antwoord nie rarig die vraag nie. Ek het hiermee gaan sit. Ek het daai paadjie gestap, ek het nie die vyeboom gekry nie, hy is nou nog droog. Is net 2000 jaar, ek het gedog hy sal opstaan, maar okay. Ek het daar gestap en baie hieraan gedink. Hoekom het Jesus vir hierdie boom gesê, jy sal nooit weer groei nie? En in my verbeelding het ek net hierdie prentjie gekry van Jesus is kwaad. Dis die laaste week van sy lewe op aarde en wat sien hy die heeltyd voor hom? Die kruis. En die kruis gaan oor wat? Die kruis gaan oor mense het gesondig en ek gaan my lewe nou vir hulle gee. En die vye blare, die boom met die vye, dink ek, het Jesus laat terugdink aan Adam en Eva. Waar sonde begin het, daar in die tuin van Getsemane, die tuin van Eden wat ons net ook gelees het. En Jesus dink terug aan die dag toe die Vader Adam en Eva gesoek het en hulle kruip weg. En hy kry hulle en hy vra vir hulle, eerste vraag is, wie het vir julle gesê julle is naak? En hulle het vye blare op hulle gesit om hulle naaktheid te bedek. En ek dink net, Jesus loop daai laaste week, hy sien die vye boom en hy sommer dadelik weer kwaad oor wat 'n paar duisend jaar terug gebeur het met Adam en Eva in die tuin van Eden. En hy dink, ek gaan nou my lewe gee oor daai sonde. En mense het gedink, ons kan ons sonde wegsteek met vye blare. En hier is hierdie, ek wil amper sê verdomde vyeboom alweer net met blare. En blare werk nie. So ek dink net, iets in Jesus se hart het daar, toe hy hierdie boom kry met blare aan, toe sy van vooraf kwaad, vir al die blare wat ek en jy opplak, om ons skaamte te bedek. Al die blare wat ons gebruik om te cover up, al die blare wat ons gebruik om 'n image voor te gee. Nou, kom ons dink net bietjie aan hierdie prentjie, want ek het met hierdie prentjie gespeel vir 2-3 weke nou, en 'n week in Israel, blablabla. En ek het net agtergekom, wow, ons is, kan ek sê, image driven. En vir ons is dit verskriklik as iemand vir ons sê, daai rok sit nie regtig mooi aan jou nie. Wat? Regtig? Ek het gedog is mooi, jy weet. Ons is verskriklik image bewus. Ek het al baie hierdie voorbeeld gebruik. Ons verf ons huise aan die buitekant sodat mense wat verbyry moet dink, wow, hier's 'n uitgesorteerde gesinnetjie hier binne. Maar binne in die huis beklei ons kat en hond. Maar solank die mense buitekant dink alles is fine. Ek het eendag met 'n Afrikaner man en sy vrou gepraat en die vrou kom praat en sê, hoor ek wil uitpraat oor ons lewe en ons huwelik en al ons chaos. En die man het sê, ons hanteer dit intern. Is intern probleme, amper soos die regering, is intern, okay? Niks word buite verduidelik nie. En is hierdie cover-up, wat ek dink Jesus kwaad gemaak het. En ek het myself begin vra, hoeveel cover-up, hoeveel voorgee, hoeveel pretense, het ek in my lewe? Nou, jy weet, verstaan, ek's 'n predikant, né? So oral waar ek gaan, weet mense ek's 'n predikant, so hulle verwag 'n sekere leefstyl van my. So wat het ek aangeleer, van my 20's af? 'n baie goeie cover-up.
Ek bedoel, ek kan vir jou die regte job praat hierso. Ek kan vir jou voorgee, ek kan vir jou nice ou wees, ek kan almal vriendelik groet. Ek sal nie een skewe woordjie sê nie. I can do the talk and the walk. Maar as dit regtig wie ek is in my hart, as dit regtig wie ek is in kantoortye of by die huis, by my kinders, by my vrou, is dit regtig wie ek is, genuine? Hier is die groot expose, is dit regtig wie ek is as ek voor die kruis kom of voor die troon kom? En hier is die vraag wat jy moet vra, waar is ek besig in my lewe met cover-up, met blare? Want blare maak Jesus dadelik kwaad. Al die voorgee, al die mooi godsdiens, al die pretense, al die image wat ons wil hoor gee, die kar, die skoon, die netheid, al die mooi goed. Andre Agassi het so 15 jaar terug, toe hy nog goed tennis gespeel het hy gesê, image is everything. En as jy met besigheidsmanne en bemarkers praat en die wêreld, image is everything, jy sel net op image. Jy sel as jy kan lyk of jy excellent, of jy kan execute, jy sel as dit lyk of jou produk reg is en goed is, of dit regtig so is, after sale service, maar moenie nou complicate nie, dis die image. En ons doen presies dieselfde met ons lewens. En ons doen presies dieselfde as ons na God toe gaan, kan ek sê vir die eerste 5 minute of 10 minute, Here, alles is alright, ek is fine, dankie dat ek hier is, alles is okay, kinders bietjie stout, maar dis alright, my vrou is nee, maar dis okay, is fine, kom ons gaan aan, okay. En dan moet hy deur die blare breek. En vir jou sê, kom ons kyk bietjie of hierdie boom regtig vrug dra. Ek het baie gaan dink aan ons vrugdra habits in ons lewens. Kom ek gee vir jou 'n Afrikaner se mentaliteit rondom godsdiens. Hoor mooi, ons is meer bewus van die moet nie doen nie, as die moet doen. Kom ek verduidelik vir jou. Christendom word gemeet volgens, ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek dit en ek het amper 'n paar lelike goed nou gesê. Ja, okay. Sien, ek het die image, né? Maar daar's 'n goeie en ek rook nie, ek drink nie, ek steek nie my neus in ander mense se sake nie. Dis 'n baie okay. Sien, ek kan stout op wees, alright. So jy moenie rook en drink en jou neus. Okay, kom ons gaan aan. Okay. Maar ek bedoel, ons godsdiens word baie gedryf met, Andries, wat is jou issue? Ek leef skoon, ek leef rein, hoor mooi. Vrugdra is nie wat jy nie doen nie, vrugdra is wat jy doen. Hoe betrokke is jy by armoede? Hoe betrokke is jy om jou lewe te deel? Hoe betrokke is jy om jou gawes te gee? Hoe betrokke is jy in vrug lewer, opoffer, sacrifice, pyn vat, om die koninkryk van God te laat groei? Dis vrug. Weet jy wanneer draai jy vrug? Wanneer jy goed doen wat die koninkryk advance. Ons het taal hierso vir ons ritme 4, God is koning, dis 'n afwaartse trappie. Waar het jy in die laaste 7 maande begin afwaarts leef, nie opleef soos die wêreld leef, nie afwaarts leef, dat God se koninkryk kom? Dis vrug. Jy sien, God is besig om die blare weg te vat, en baie kere is, ek rook nie, ek drink nie, is net 'n klomp blare. Is goed dat jy dit nie doen nie, maar die Here vra, so wat doen jy? Waar is jy besig? Waar is jy betrokke? Waar is die verskil wat jy maak? Waar invest jy in lewens en in die koninkryk? So, ek dink God kom by my lewe, en hy sê vir my, baie mooi Andries, mooi boom, pragtige blare. Kom ons begin blaartjies wegvat. Kom ons begin pretense wegvat. Kom ons gee cover-up, voorgee. Kom ons begin 'n klomp blare wegvat, en kom ons soek gou vrug. En dan sê, sjoe, Here, maar ek doen dit al soveel jare. Ek bedoel, ander mense moet die vrug lewer. Hoekom moet ek nog so baie opoffer? Hoekom moet ek nog so baie gee vir? Hoekom moet ek nog so hard werk? Hoekom moet ek nog, want ek doen dit al jare en come on, is 'n bietjie my tyd om net 'n bietjie blaartjies te hê. En hierdie boodskap het my gevat in my eie hart, in my eie gesin, my eie vrou. Ons praat daaroor van waar gaan ons buite die kerk nog meer betrokke raak om vrug te lewer in ons lewens? Want God word verheerlik as ek vrug dra. So hierdie skrif, Markus 11, dink ek, Jesus loop, sien hierdie boom en hy sien hierdie blare en hy sien hierdie mensdom, hy sien hierdie massas mense wat tevrede is met voorgee godsdiens, cover up,
Mooi. Ek word genooi na partytjies toe. Een van die eerste grappe is, nou mag ons nie vloek nie, die dominee is hier. Wat 'n godsdienst is dit? Cover up. Nou kan ons nie dit nie, want die dominee is hier. Weet? So, ek bedoel, ons hele lewe is amper 'n cover up. Wie in die gesprek en wie saam kuier bepaal my gedrag. Is dit reg? Die vriendekring, die vergadering, die environment waarin ek is, bepaal my optrede. Is dit reg? Nee, dis als cover-up, dis als blare. En God is nie tevrede met blare nie, want Jesus onthou, iemand moes sterf in die plek van blare. Iemand moes in die laaste week van sy lewe, het hy net weer gesien, die mensdom dra nie vrug nie. Hulle is tevrede met 'n klomp blare. En blare werk nie. So hierdie gedeelte het rarig my gepraat, en ek het 'n gebed in my hart, kom tuinier, en kom sorteer hierdie te veel blare in my lewe uit. Kom sorteer hierdie sorteer hierdie pretense uit, en bring my by waarheid. 1 tot 1, wie is ek rarig? Hoe lyk my Christenskap rarig? Hoe volg ek Jesus rarig? Of is ek net besig met 'n klomp pretense? Nou, kom ons praat gou, wat is die gevolge van te veel blare? Wat is die gevolg van bedek en cover-up? Ek dink daar's 'n klomp gevolge. Een van die groot goed is, ek en jy word mislei deur blare. In Christenskap, in die kerkwêreld, word ek en jy mislei deur, wow, kyk hoe vol is die kerk, Jesus Lewensentrum, julle doen great, kyk hoe vol is die kerk. Dis net blare. Lewensentrum doen so goed, soos die hoeveelheid lidmate wat vrug dra. Nie soos die hoeveelheid lidmate wat net gou kom tik die boks, woon net gou weer 'n diens by ons, is net gou weer hier, hallo julle, ek is nog 'n lidmaat, begrawe my asseblief, nie nou nie, bietjie later, okay? Maar ek bedoel, ons net gou cover gou die basis, weet my predikant, weet die dominee, weet die pastoor, weet, is Lewensentrum word baie keer mislei deur die 10,000 plus lidmate op die adresbasis, databasis. Want volgens Jesus, hy kom maak blare oop en hy soek vrug. En ek is bekommerd by hoeveel van ons lidmate gaan hy regtig vrug kry. Ek is bekommerd, gaan hy by my altyd vrug kry. Is ons nie net in 'n mooi kerk, lekker speel, ons droom, ons bou, en is ons regtig besig om vrug te dra. So, blare is misleidend. Hoor wat sê 1 Johannes 1:8, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sonde bely, is betrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar. Dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. Hy sê, as jy beweer het nie sonde nie, nou ons is van hom sê, ja, almal het sonde. En wat doen hy sonde aan jou? Breek het jou? Laat het jou huil? Wat doen hy sonde aan jou? Ag Andries, almal het gesondig. Ag almal het maar sonde. Ag ek gaan maar net aan nog 'n week sonde, nog 'n week sonde, nog 'n week sonde. Weet jy wat's dit? Dis 'n boom vol blare. En iemand word baie kwaad vir blare, want hy moet sy lewe daarvoor gee. Wat gee jy vir jou sonde? Wat verloor jy oor jou sonde? Wat offer jy op? Wat se berou het jy oor jou sonde? Dis waaroor hierdie skrif gaan. Hy sê, hy wie sy sonde bely en wat berou het, God sal hom vergewe. Maar daar moet 'n worstel wees met jou blare. Daar moet 'n gestoei wees met jou blare. Jy sê, dis ons misleiding is, ag nee, ek's alright, ek sondig nie so baie nie. Kyk, ons love dit om te vergelyk. Het jy al Janie by my werk gesien sonde doen? Hy ook kan sonde doen, okay? Nee, vergelyk jy net met jouself. Hoe lyk jou vrug? Hoe lyk jou blare? Iets wat Jesus, ek dink ook oor kwaad is, oor wat sonde doen en die misleiding doen is, en hierdie is baie seer, dit breek verhouding. Onthou jy die tuin van Eden? Die vader soek vir Adam en Eva, en hulle kruip weg. En dis wat sonde doen, dis wat blare doen. Come on, jy weet die waarheid, so jy het nie totale vrymoedigheid om na God toe te gaan, om kerk, om in 'n klein groep en in 'n bediening betrokke te raak. Jy het nie ware vrymoedigheid om jou lewe voluit te gee nie, want sê nou hulle kom agter, ek's net 'n bol blare.
Ek sit baie daarmee. Ek het agtergekom in my selfondersoek, dat ek het mure om my gebou, niemand kom regtig naby Andries nie, want almal dink hy's hierdie uitgesorteerde mens, goeie pastoor, preek lekker, bla bla bla, maar ek's bang as hulle naby my kom hulle agter, hy's nie so great nie. Hy het nie al die antwoorde nie. Hy het ook maar issues. So wat doen ek nou? Ek hou almal blaarafstand. Het julle my blare gesien? Is baie lekkerder om net na my blare te kyk. So wat doen 'n klomp blare? Dit gee image voor, maar dit breek diepe, egte, genuine verhouding. Ek dra nie vrug soos wat ek moet nie. Wil jy nie my accountable pel raak, en dan hou ons mekaar accountable oor, hoe dra ek vrug? Hoe deliver ek? Hoe stap ek die pad? Jy sien, as ons ontslae raak van ons blare, en nie meer net image nie, dan kan ons mense invite, en sê, kom ek en jy raak closer, en ons begin 'n pad saamstap, waar ons lewe deel. Die laaste effek van, wat is die effek van blare en bedek, en alles wat ek heeltyd vir jou sê, iewers moes bloed vloei. As jy terug aan Genesis, te hoor wat sê Genesis 23, hy sê, toe het die Here God vir die mens en sy vrou, klere van vel gemaak, en hulle dit laat aantrek. Die eerste dier wat moes sterf, om Adam en Eva gesondig het. Dink bietjie aan daai man. Ek wil regtig hê, verbeel jy nou hierdie peaceful tuin van Eden. Die skrif sê die adder en die kind kon by mekaar, die leeu en die lam lê by mekaar, 'n prentjie in Jesaja van vrede. En die volgende oomblik gaan die God uit en maak 'n dier dood. Jy hierdie skok by julle skepping sien, bloed vloei, iets word doodgemaak, iets skree, en hy maak klere van vel. En dis die eerste simboliek van eendag gaan iemand moet sterf, vir al my blare. Want blare is nie 'n goeie cover-up nie. Bloed is die enigste iets wat my sonde kan wegvat. En ek moet my sonde na die een toe vat wat gaan sterf. Ek moet dit eerlik na hom toe vat, sonder voorgee, sonder pretens, sonder mooi woordjies, sonder, ons love hierdie rasionalisering. Ek het dit gedoen, want die taxi het voor my ingery. Ek bedoel, dis nie my skuld nie. Ek het so opgetree, want die regering doen dit, want SARS doen dit, want hierdie mede-kollega het dit gesê, of dit. Ek het opgetree, want, onthou julle Adam en Eva beskuldiging. Eva het die slang beskuldig, en Adam het Eva beskuldig, almal beskuldig, wat van ek het gesondig, punt. Want ek is 'n sondaar. Want ek hou van blare en cover-up. So Jesus loop tussen Betanië en Jerusalem, hy loop daai paadjie af, en hy soek vrug, en hy kry nie vrug nie, en die volgende ook dink hy weer, oor 3 dae, oor 4 dae, moet ek aan 'n kruis gaan hang, oor hierdie gebrek aan vrug, en hierdie cover-up van blare, en die mensdom dink vir een of ander rede, as ek net mooi genoeg cover-up, genoeg grimering op sy, die regte operasie kry, die regte image voor, die regte kar, die mooie huis, as ek net genoeg kan cover-up, as ek al my geld gebruik vir cover-up, as ek hard werk aan cover-up, dan gaan mense van my hou. En Jesus sê, julle dwaas, julle verstaan nie, cover-up werk nie, iemand moet sterf. Bloed moet vloei. En dit gaan my bloed wees. So kan jy nou insien, hoekom het Jesus vir daai vyeboom gesê, jy sal nooit weer vrug dra nie. Want Jesus is so moeg vir cover-up, blaartjies. Nou hier is ons uitnodiging. Ek weet ek cover-up, ek jokkie vir jou nie, ek gee voor, ek's 'n proud daarin. Dis my job, ek's 'n predikant, ek moet hom hou. Wat van ons bid tot die tuinier, gee my weer waarheid. Dankie dat u bloed gevloei het. Dankie dat u gesterf het vir al my cover-up. En ek hoef nie te cover-up nie. Ek kan net my sonde na u toe bring, en u sal was, u sal vergewe, u sal nuut maak, oor en oor en oor en oor. Maar dit gaan my help groei as ek begin eerlik raak. Dit gaan my help groei, dit gaan die tuinier kans gee om te werk in my, as ek eerlik raak. Ek moet afsluit, ek kan lank hier praat, lekker. Ek het die preek in my kop gaan afsluit. Een van my retreats in die stap in die ou stad Jerusalem is na die tuingraf
'n tuingraf toe waar hulle sê Jesus uit die dood het opgestaan. En daar's 'n grot en 'n ronde klip wat weggerol is en hulle beweer is baie naby aan die plek waar Jesus uit die dood het opgestaan. En daar's 'n beautiful tuin daarso. En ons het eendag 'n hele dag net daar gaan sit, 'n heel dag in die tuin net gaan sit. En iets van dit was Maria wat by die graf aankom en sy soek vir Jesus. En die klip is weggerol en Jesus is weg en sy sê, "Waar's Jesus?" En sy sien wat sy dink 'n tuinier in die tuin staan. En sy sê, "Waar is hy?" Kom ek lees hom eerder vir jou. Johannes 20:14, sy sê, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gemeen dat dit 'n tuinwerker is en het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus sê vir haar, "Maria." Sy draai om en sê vir hom in Aramees, "Rabboni." Dit beteken leermeester. En my gebed is dat jy so 'n moment iewers hierdie week sal hê, dalk vanoggend al sal hê. So 'n moment van truth, waar jy net ewe skielik klik. Daar's 'n tuinier wat vir jou staan en kyk. En hy weet van al jou blare. Hy weet van alles. En jy soos in, "Waar's Jesus? Waar's godsdiens? Waar's kerk? Waar fiks ek alles?" En hy sê, "Hier, by my, by die tuinier." En hy noem jou naam. Mense naam noem is herstel van verhouding. Daai verhouding wat gebreek het, as gevolg van blare, hy sê vir jou weer Maria. Hy sê vir jou Andries. En hy herstel verhouding. En hy sê, "Ek het gesterf vir jou, maar ek het opgestaan. Ek het die prys betaal sodat ons kan ontslaa raak van blare. Maar jy moet terugrespond. Rabboni, leermeester, tuinier, kom, hier's ek, fix my." So wat van 'n gebed hierdie week? Kom groot tuinier en kom haal die blare uit my lewe uit. En ons gaan 'n journey stap in die volgende 3 weke van hoe doen hy dit? En hoe snoei hy en hoe werk hy? Maar ons moet begin bid. Kom groot tuinier. Kom werk in my hart, kom werk in my lewe. Want hy roep jou by die naam, volgend. En jy dink is net 'n tuinier. Hierdie tuinier kan, hoor, hy kan. Hy kan fix, hy kan regmaak, hy kan snoei. Hy kan jou mooi vrugte laat dra. Maar jy moet sê, Rabboni, kom en kom werk in my. Ons gaan luister, Sanet, hulle gaan vir ons 'n lied doen wat gaan oor besef. Is daai moment, daai aha moment van Rabboni, dis hy. En jy moet iewers hierdie besef hê, dat die tuinier staan reg om in jou hart en in jou lewe amazing werk te doen, liefdevolle werk te doen. Ek bedoel nie judgmental werk, nie veroordeling nie. Hy staan om 'n mooi werk in jou lewe te doen, maar jy moet besef, jy moet daai moment hê waar jy sê, dis hy, die liefdevolle tuinier, reg om in my hart te kom werk. Kom ons luister na hierdie liedjie besef. As ek dan besef wie is, met wie ek te maak het, hoe kan ek dan nog met voorgee kom? Hoe kan ek nie met my alles kom? As ek dan besef wat U gedoen het, wat U alles prys gegee het, hoe kan ek dan nog my eie wil volg en koud voor U staan? Hoe kan ek so liefde weier? Ek weet wie Jesus ons Messias, Seun van die lewende God. Ek weet wie is, die groot ek is, die een wat homself nie gespaar het nie.
wat in liefde sy alles kom gee. Kom ons sluit ons so. Ek jou vra om vanmiddag, iewers in hierdie rustige Sondagmiddag wat vir jou voorlê, in 'n tuin te gaan stap. Jou eie tuin as jy bevoorreg is een het, of iewers net in 'n parkie of waar ook al, maar net in 'n tuin te gaan stap. En te dink aan Maria, wat 'n tuinier sien. En sê ek soek Jesus. En die tuinier sê van, maar is al die tyd ek. En ek wil in jou lewe werk. En ek kan jou op die naam noem, en ek kan jou terugroep na my toe. En ek ken alles van jou. Naam praat van verhouding, van eerlikheid, van kennis. En hy noem jou op die naam daar waar jy in die tuin stap. En wat van 'n eerlike moment waar jy dan net begin bely. Alles wat jy is, alles wat jy al verkeerd gedoen, alles waaroor jy skuldig voel, al jou pretens, al jou blare in jou lewe. En dan bid jy en sê, kom groot tuinier, steek jy liefdevol hande in my hart in, en begin in my lewe werk. Iewers vanmiddag daai oefening gaan doen, en in 'n tuin gaan stap en gaan sit, en eerlik bid. Hemelse Vader, U ken ons harte, U weet alles van ons. U weet dat ons probeer om U lief te hê. U weet dat ons probeer om U te volg en Christene te wees wat vrug dra. Dankie vir hierdie liefdevolle uitnodiging vanoggend wat sê, ek sal die groot tuinier wees. Maria, ek sal in jou lewe werk, ek sal daar wees, ek's beskikbaar, ek's betrokke, ek's liefdevol, ek's die weg, ek's die koning, ek kan alles in jou lewe, kan ek regmaak, maar jy moet oopmaak vir Rabboni, leermeester, kom werk in my lewe. Here, dankie vir die uitnodiging, en ons as gemeente vat hierdie uitnodiging, ons as individue vat hierdie uitnodiging, en ons gaan moeite maak met hierdie skrifte, en hierdie gebed, Here, kom word die groot tuinier in my lewe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe gemeente. Volgende week gaan ons verder met die groot tuinier wat sy hande in ons harte wil insteek en aan ons lewens wil kom werk. Ons gaan ons finansiële bydraes opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes, en ek dink jy almal het by nou gehoor. Ons is besig met 'n Durbanville gemeente onder in die Kaap. Ons begin om hier so begin November, en ja, die finansiële uitgawes is weer groot. Ek dink hierdie een is ons grootste omrede. Ons kon al ons vorige gemeentes kon nog hierdie kantoor gebruik, fotostate en al hierdie goed, totdat die gemeente groei en hulle dit self kan bekostig. Hierdie uitdaging in die Kaap, moet ons alles daar vestig, start-up voor een diens begin. So die uitgawes is groter, en baie dankie ons is deel van 'n gemeente wat nog altyd gedoen het en gegee het. So dankie vir die commitments, dankie dat Lewensentrum so kan uitbrei, dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Persone kan begin met die opneem van die finansies, en ons luister dan nog 'n lied. Soos ek voor U staan, sonder wen omring, was my skoon met die genade, neem die eer in my lof en dade, meer van U en wat ek doen en sê. Soos ek voor U staan, sonder wen omring, was my skoon met die genade, neem die eer in my lof en dade, meer van U en wat ek doen
Ons gaan opstaan en 'n slotlied saam sing, maar ek wil jou eers nooi na vanaand se diens toe. Ons doen 'n reeks oor jou werksplek. Hoe om God te vind in jou werk. En vanaand gaan ek met jou praat oor die 7 dodelike sondes by jou werk. En ek gaan nie jou baas se naam noem of iets soos dit nie, maar die 7 dodelike sondes by jou werk. So kom luister gerus oor jou werksplek, hoe jy die Here daar kan beleef in jou lewe. Kom ons staan op, sing ons 'n slotlied saam. Voordat jy die seën ontvang, onthou hier's altyd 'n gebedsspan hier voor as jy jou lewe enigiets wil oopmaak teenoor die groot tuinier dat hy in jou lewe werk. Ons wil graag saam met jou bid vir enige gebedsversoek. Staan net so, ontvang jy die seën vir die week. Hemelse Vader, dankie vir die uitnodiging, die genade vir hierdie komende week. 'n Genade wat sê ek is jou liefdevolle Vader. Ek is Jesus Christus wat vir jou gesterf het. Ek is die Heilige Gees wat in jou leef en beweeg en met jou praat. Maar ek is ook die groot tuinier wat vir jou sê, gee my jou lewe, dat ek met my liefdevolle hande in jou werk. En die gemeente sê saam, amen. Mag die tuinier in jou lewe werk. Goed gaan, sien jou weer.